Goeiemôre luisteraar. Ek wil vanmôre begin deur al die luisteraars 'n wonderlike en voorspoedige nuwe jaar toe te wens en mag die Here se seën ryklik op julle lewens rus. Ons praat vanmôre oor die hantering van probleme in 'n kind van God se lewe. Hoe hanteer jy probleme? Gaan jy in 'n toestand van stres? Ooreageer jy dalk? Maak of die probleem nie bestaan nie? Neem ander mense kwaadlik vir jou probleme. Ons reageer altyd op probleme en krisisse in ons lewe. Waar probleme vrees en angs veroorsaak, daar sal ons altyd reageer. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld in die woord van die Here. Dit kom uit 1 Samuel 30 vanaf vers 1. En toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen, en hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand, en hulle het die vroue en almal wat daarin was, gevange geneem en weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit met vuur verbrand, en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenisse weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was nie. Hulle het hulle uitgehuil. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitter teenoor Dawid, elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek die bende agternajaag? Sal ek dit inhaal? En hy het vir hom gesê, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. So het Dawid dan alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het. Niks van hulle is vermis nie, nie klein of groot, seuns of dogters, of iets van die buit nie. Niks van alles wat van hulle weggeneem is, het hulle vermis nie. En hulle het nog buit teruggebring. Dawid het dus alles teruggebring en nog meer. In hierdie verhaal staar Dawid en sy manne 'n oorweldige probleem in die gesig. Hulle vroue en kinders is weggevoer deur die vyand, en hoe reageer hulle op hierdie skokkende omstandighede? Hulle huil totdat daar geen krag meer hulle oor was nie. Ek dink ons almal was al daar. Wat was Dawid se manne se reaksie in hierdie angsvolle omstandighede? Hulle wou hom doodmaak deur hom te stewig. Hulle het Dawid vir hierdie krisis kwaadlik geneem, en dit het verbittering teenoor hom veroorsaak. Hulle reageer in die vlees, en daarom wil hulle wraak neem deur hom dood te maak. Maar hoe reageer Dawid? Alhoewel hy baie benoud was, hou hy kop en versterk homself in die Here. Hoe kan ons onsself in die Here versterk? Deur lofprysinge en gebed. Hy raadpleeg die Here, en God kom tot Dawid se redding deur vir hom te sê dat hy sy vyande agterna moet sit, want hy gaan hulle sekerlik inhaal. Romeine 8:28 stel dit so mooi vir ons. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat was Dawid se einde in hierdie geval? Dawid en van sy manne het die vyand agterna gejaag en alles teruggebring wat van hulle beroof was. Niks was dus vermis nie, en hulle het kleinvee en beeste as byt afgeneem van die vyand. Omdat Dawid dan op die Here vertrou het deur hom te raadpleeg, het hy nie gewankel in hierdie omstandighede nie. En hierdie omstandighede was vir hom lewensgevaarlik. Deur homself in die Here te versterk, het hy staande gebly en God geloof vir sy uitkoms. Hoe hanteer ek en u probleme, was my vraag. Kom ons kyk wat sê die Here in Psalm 55 vers 23. Werp jou sorg op die Here, hy sal jou onderhou, hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
In hierdie wonderlike voorbeeld het Dawid sy benoudheid op die Here gewerp deur hom te raadpleeg en God het hom onderhou en hy het nie gewankel nie. Die Here sal dit ook vir ons doen wat in Christus geregverdig is en hy sal ons nooit laat wankel as ons net op hom sal vertrou in moeilike tye nie. God laat dinge in ons lewe toe deur sy wysheid wat hy maklik kon voorkom deur sy krag. Paulus se doring in die vlees is 'n goeie voorbeeld hiervan vir ons. Nadat hy 3 keer gebid het, antwoord die Here hom deur vir hom te sê dat sy genade in hierdie omstandighede vir hom genoeg is. Wanneer jy dan in moeilike omstandighede beland, vra die Here wat aangaan en wat jy dan moet doen. In plaas daarvan om te ooreageer deur jou emosies, werk saam met die Here wat sy goedheid in hierdie situasie aan jou sal openbaar. Vir elke probleem wat oor ons pad kom, is daar 'n belofte in die woord van God. Daar is verlossing wanneer ons vasgevang is in sonde. Innerlike genesing vir ons siele, want hy verkoop ons siele. Deur Jesus se wonde is ons genees van siektes. In benoudheid is hy 'n held wat verlossing skenk. Hy het elke vloek gebreek deur self die vloek aan die kruishout te word. Ons het volkome verlossing deur die bloed van Jesus in sy wonderlike naam. Hoe kan ons nog probleme oorkom? Filippense 4:4. Baie bekende skrifversie. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Wanneer daar dan 'n probleem op ons pad kom, wat moet ek en u doen? Ons moenie daaroor reageer soos Dawid se manne gereageer het nie. Maar ons moet in die geloof God begin loof en prys en aanbid. Ons moet nie teenoor die probleem reageer nie, maar ons moet teenoor die Here reageer deur hom net te loof en te prys. Ons moet ook nie allerhande gebede uit vrees begin bid nie, want dan weet ons nie wat om te bid nie en alles geword dan die Here se wil. Wat is die gevolg van lofprysinge as ek my in die Here verbly wanneer daar 'n krisis plaasvind of probleme ontstaan? Geliefde, dit kalmeer jou en laat jou angsvlakke dadelik daal en dit veroorsaak dat jy dan weer helder kan dink. Wanneer jy byvoorbeeld in dik misry, kan jy partykeer nie 'n tree voor jou sien nie, maar as die mis opgeklaar, kan jy weer alles duidelik sien. Net so werk 'n toestand van angs en spanning ook in ons lewe. Ons is kortsigtig en kan nie helder dink nie. Dis dan wanneer ons dinge in ons eie hande wil neem, net soos Dawid se manne. Maar wanneer ons in die Here versterk, deur ons in alle omstandighede te verbly, raak ons kalm en dan kan ons ook God se stem duidelik hoor, net soos Dawid. Wanneer jy jou in die Here verbly, maak jy jouself dus oop vir 'n gees van wysheid en openbaring van kennis, sodat jy kan sien wat aangaan en dan in staat sal wees om die regte besluite te neem. Moet dus nie op probleme reageer nie, maar reageer eerder teenoor die Here deur lofprysinge wat sal veroorsaak dat jy in die gees bly en nie die werke van die vlees navolg nie. Luister bietjie wat iemand gesê het. When you enter his presence with praise, he will enter your circumstances with power. Is dit nie pragtig nie? Nehemia 8:11 sê die volgende: Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Droefheid het Dawid amper sy lewe gekos. Dit help nie jy gaan sit in sak en as wanneer dit tyd is om jou te verbly in die Here nie. Onthou altyd, moenie uit jou emosies reageer op 'n probleem nie, maar reageer teenoor die Here met lofprysinge. Verbly jou in die Here, want dit is jou blydskap, wat vir jou die nodige beskutting sal bied in tye van benoudheid en krisisse. Onthou ook dat jy altyd onder druk sal reageer.
Maar dit is jou keuse hoe jy gaan reageer. As jy nie in blydskap teenoor die Here gaan reageer nie, gaan jy in die vlees teenoor mense reageer. En dis wanneer jy om verskoning moet gaan vra vir verkeerde gesindhede en optredes wat jy in die hitte van die oomblik gemaak het. Wanneer ons dus vrees en paniek toelaat, sal ons in die vlees reageer en die nagevolge moet dra. Maar as ons blydskap ons besitting bly, sal die Here vir ons veg, net soos hy vir Dawid gedoen het, en alles vir hulle op die ou en te goede laat meewerk het. Geliefde, onthou hierdie verhaal. Dit kan vir u baie in die toekoms beteken. Wanneer ons dan in die Here bly en die geveg teen die vyand gewis en verseker oorwinning is in lofprysinge, en dan sal die vyand nie 'n kans teen jou staan nie. Dis wanneer ons in die Here bly. Ons het die opperhand teen die vyand, en die uitslag is teen hom, omdat God altyd vir ons is. Wie kan dan teen ons wees, as ons net op die Here bly vertrou? Ons deel is om nie te vrees nie. Moet nooit, ooit vrees in jou lewe toelaat nie. Verander jou vrese in geloof, deur die kennis van die woord. Ons veg 'n goeie geveg in Christus, want ons kan nie verloor nie. Een persoon met die Here is in 'n meerderheid. Kom ons vat Elisa die profeet as 'n goeie voorbeeld hiervan. Toe 'n leermag hom en sy dienaar omsingel het hy gebid en die Here het sy diensknegt se oë geopen om 'n leermag van engele met 4 waans rondom hulle te sien. En hulle uitkoms was seker en gewis in hierdie omstandighede. Want die Here het op 'n woord van Elisa die vyand met blindheid geslaan, en Elisa het hierdie leermag na die koning toe gelei, waar hulle uiteindelik dan weggestuur is, en hulle nooit weer teruggekom het om Israel aan te val nie. Luister mooi na die volgende. In 'n Indiana Jones rolprent val iemand hom met lang messe wat voor hom rondgeswaai word aan. Vir 'n oomblik is hy van stryk afgebring, maar dan onthou hy het 'n pistool wat hy dan uithaal en sy vyand daarmee doodskiet. Jesus het klaar die geveg vir ons gewen, en die vyand staan dus nie 'n kans nie, as ons net sal reageer met blydskap, want dit is juis ons beskutting in die Here, geliefde. Johannes 15 vers 11 sê die volgende: Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap dan volkome kan word. Ware blydskap ervaar ons in ons gees, want ons leef van binne na buite as kinders van God. As ons deur die Gees wandel, sal ons ook deur die Gees kan lewe. Ons probleemarea is ons siele, wat deur ons emosies beïnvloed word. Kom ons kyk vanmôre, wat is die verskil tussen ons siel en ons gees? Ek is seker, het al heelwat oor hierdie onderwerp geleer, maar kom ons kyk opnuut vanmôre daarna, want ek weet dit gaan u in die toekoms baie help. Paulus sê, die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. Die innerlike mens is dus die geestelike mens, en die ware jy, wat vir ewig sal lewe, wat dan in verbinding met God is. Met wedergeboorte kom leef die Here in ons innerlike mens. Dis dan die verborgde mens, wat ons nie met die oë kan sien nie, wat verbind is met God deur sy kosbare Heilige Gees. Ons gees is dus God bewus, en uit ons gees aanbid ons die Here in gees en in waarheid, en leef ons in gehoorsaamheid aan hom deur sy wil te doen. In die gees reageer ons teenoor die Here met danksegging, lofprysinge en aanbidding. Daarenteen is ons siele verbind met ons vlees. Ons menslike wesens reageer ons dan op ons vlees.
Deur ons siele werk ons verstand, ons emosies en ons wil. As jy dus druk ervaar deur omstandighede, het dit 'n effek op jou emosies, wat weer jou denke beïnvloed. En as jou denke nie vernie of dan vernuwe is deur die woord van die Here nie, sal jy vleeslik reageer teenoor mense en omstandighede. Luister mooi, jou wil werk soos 'n voertuig. Dit word beheer deur jou siel of dan jou gees. Jy maak daagliks die keuse. Of jy leef deur jou emosies, wat deur mense of jou omstandighede beïnvloed kan word, of jy volg Dawid se voorbeeld, waar hy sy siel opdrag gee om die Here groot te maak in alle omstandighede. Jy raadpleeg of die Here, soos Dawid, of jy kan jou eie kop volg, wanneer jou wil dan deur jou vlees beheer word. As jy dus van buite na binne leef, word jou wil deur jou siel beheer, en dan reageer jy op mense of omstandighede. Maar geliefde, as jy van binne, die innerlike mens leef na buite, is jou wedergebore gees, wat gees vervuld is in beheer, en dis wanneer jy teenoor die Here kan reageer. Jy sal dan nie reageer teenoor omstandighede nie. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun dan nie op jou eie insig nie. Ons het dit al so baie gehoor, maar leef ons dit? Jou siel moenie in beheer van jou lewe wees nie. Jy kan nie op jou eie insig steun nie, maar jy moet op die Here vertrou met jou hele hart, deur die Heilige Gees wat jou elke dag lei. Wanneer jy aan sy leierskap oorgegee lewe. Ons moet dus geesbeheerde lewens lei, wat die werke van die vlees gedurig deur kruisig en doodmaak. Dis die stryd tussen gees en jou siel, waarvan Paulus praat. Jy mag as kind van God nie toelaat dat jou vlees in beheer van jou lewe is nie. As jy dit toelaat, sal daar min of geen geestelike groei in jou lewe plaasvind nie. Wat beteken geestelike groei? Dit beteken dat jy jou wil oefen om aan jou gees onderworpe te wees, deur aan die woord van die Here gehoorsaam te wees. Petrus sê die volgende: verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Hoe meer jy toelaat dat die woord jou denke verander, hoe vinniger sal jou geestelike groei plaasvind, want ons moet groei tot die volwasse man in Jesus Christus. Sonde het ons nie net van God verwyder nie, maar ook skade berokken in ons sielsmens. Dink net wat doen haat, bitterheid en wrokke aan ons. Sonde het dus ons sielsmens beskadig, en wanneer ons dan in Christus begin leef, herstel die woord van God die skade wat sonde in ons lewe veroorsaak het. So vind genesing dan in ons innerlike mens plaas, wat ons dan weer in staat stel om as heel mense voluit vir die Here te lewe. Ons herstel kom egter eers werklik deur ons verhouding met God, wanneer ons met hom begin wandel, deur die geloof, en wanneer ons verstaan dat ons aan die Skepper behoort, wat ons geskape het, en dat hy besig is om iets binne ons te skep. Dawid roep uit: skep in my 'n rein hart, o God. Die Here skep deur sy woord in ons die vermoë om te dink soos hy dink en om te sien soos hy dinge sien. Want as sondaars wat net volgens die vlees gelewe het, kon ons nie sy gedagtes of sy weë leer ken nie. Jesus is besig om ons te vorm deur sy woord wat in ons werk, en dan begin ons om te dink soos hy. Ons sien dinge uit sy perspektief en ons begin ook om die woord te spreek. Hy begin ook deur ons sy drome vir ons lewe bekend te maak, en daardeur kan ons dan sy wil in ons lewe doen. Hy skep in ons harte geloof en vertrou in hom, sodat ons deel kan hê in die volheid
van sy koninkryk. Hy het ons vrygemaak uit die mag van sonde, om in sy koninkryk hier op aarde te dien. 'n Koninkryk wat nie deur hande gemaak is nie, maar binne in ons geskep word deur sy woord. Want ons is gebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Kom ons kyk wat sê Johannes 14 vers 1. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, maar glo ook in my. Dis Jesus se gerigstellende woorde aan sy disippels, wat hulle voorberei het op 'n lewe na sy heengaan. En dit geld vandag ook vir ons, wat op hom hoop en dan uitsien na sy wederkoms. Ons moet ons harte bewaar in die tyd waarin ons lewe, sodat ons nie sal reageer in ons vlees nie. Onthou, ons kan nie op probleme en omstandighede reageer deur ontstel te word en daardeur in die vlees te reageer nie. Ons moet in God bly glo en daardeur verklaar ons ook dat ons verlossing in Christus is, dat hy ons verlossing bewerk het toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Wat is die les wat ons vandag moet leer uit die woord van die Here? Dat ons kan op twee maniere reageer. Of ons kan reageer uit ons vlees deur emosioneel te raak, deur te oorreageer, situasies as ek dit so kan stel, of ons kan kies om in die gees te bly, deur teenoor die Here te reageer, om hom in alles te loof en te prys. Onthou, verbly jou in die Here. Verbly jou altyd in die Here, nie net in sekere omstandighede nie, maar ons moet ons altyd in die Here verbly. En hierdie woord is vir my so kosbaar, en dis dan my hartsvoorneme om in die gees te reageer teenoor die Here, sodat dit my in staat kan stel om in die gees te wandel. Onthou, ek en u moet die werke van die vlees doodmaak. Ons moet nie sorg dat die vlees ons lewe beheer nie. Ons kan nie leef op wat ons sien deur daarop te reageer nie. Ons moet op die Here vertrou. Onthou dan, geliefde, dat ons het elke dag keuses om te maak. En elke dag sal daar dalk omstandighede op jou pad kom wat van jou gaan vereis oor hoe jy gaan reageer. Ek wil hê jy moet onthou dat jy kan elke sorg op die Here werp. Jy kan jouself beskerm deur jou te verbly in die Here. Jy kan die keuse maak, en dis dalk nie maklik nie, en in die begin gaan dit oefening kos, maar jy kan die keuse maak om in die gees te bly, om liefdevol teenoor mense te reageer, om nie oor te reageer en aanstoot te neem nie, maar eerder soos Dawid, homself in die Here te verbly, om na die Here toe te gaan, en vir die Here te vra, Here help my, gee vir my wysheid, gee vir my insig, wat gaan hier aan, wat het nou net gebeur, en wat moet ek dan doen in hierdie situasie? Onthou, dat ons kom in situasies, wat baie druk op ons plaas, en dan moet ons kop hou. Ons kan, want God se gees werk in ons, en hy stel ons in staat, om ten alle tye in die Here te bly en te leef. So, moenie dat angs en vrees jou sig belemmer nie, maar laat toe dat God deur sy gees in jou werk. Laat jou wil verbind wees aan jou gees. Onderwerp dus jou wil aan die Heilige Gees, sodat hy jou in alle omstandighede kan lei. Dis die lewe wat ek en u graag in die Here wil leef. Ons wil kalm bly. Ons wil altyd helder kan dink. Ons wil altyd die regte ding doen. En dit kan jy doen as jy net in die Gees bly. As jy net die werke van die vlees kruisig en besluit, ek gaan nie meer reageer op omstandighede
probleme en mense nie, maar ek gaan op die Here vertrou. Geliefde, kan ek die volgende gebed vir u doen? En mag die God van vrede ons almal vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof in Jesus Christus, sodat ons oorvloedig kan wees in blydskap deur die krag wat die Heilige Gees in ons werk. Help ons, Here, om altyd in alles bly te wees. Ons vra dit in u wonderlike kosbare naam. Amen.